Ek kom groet julle vanoggend in die naam van God wat soek na jou. Hy was die een wat vir Adam gesê het, waar is jy? God soek jou. Waar is jy? Ek groet u naam van Jesus wat gesê het, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. En ek groet jou in die naam van die Gees van God wat ons kom soek deur sy woord. Hy wat hoor, hy wat luister en doen, hy sal God vind. Mag die Here gee dat ons vanoggend hier sal sit en miskien vir die eerste keer, miskien vir die hoeveelste keer besef, maar God soek na my. God sal jou soek totdat hy jou vind. En ons moet gewillig wees ook om na God te soek. Kom ons bid saam. Dankie, Vader God, dat U 'n lewende God is. Dat U praat, dat U roep, dat U met ons kommunikeer. Want U is nie afgod nie. Want 'n afgod kan nie praat nie. Maar U praat. Is vir ons om te hoor, te luister. Want U is oral. U is in ons almal. U is volgend hier. Dankie God dat U na die eerste mens geroep het. Waar is jy? Want Adam het van U weggevlug, weggekruip, maar U het hom gesoek. Dankie dat U mense dwars deur die woord geroep het. Abraham, Abraham, ek wil jou die vader maak van al die nasies. Dis U wat van Noag gesê het, bou 'n ark. En soms sê U vir ons, bou iets. Dis U wat vir Moses na 40 jaar in die woestyn geroep het. Gaan haal my volk. Gaan haal my volk. Maar dankie Here dat U ook praat met jong mense. Dat U vir Samuel geroep het. Samuel, Samuel. Is hier om ons te roep. U het manne geroep om profete te wees. Jesaja, Jeremia, Esegiel. U het hulle geroep. U het gepraat. U het gepraat met Dawid na sy sonde deur die profeet Nathan. Here, U het die disippels geroep, volg my. Eers vir Paulus op die Damaskuspad gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En Here, U is vanoggend hier om met ons te praat. Ons is hier om te luister in Jesus se naam. Amen. Ek glo in 'n lewende God. Weet jy wat beteken afgod? Afgod beteken nie God. Dis 'n klip wat mense maak. God word nie gemaak nie. God is. Toe Moses gevra het, wie is U? Toe sê hy, ek is. God het nie begin nie, hy het nie 'n einde nie. God is. Maar mense maak afgode. En ons elkeen kan 'n afgod maak. En dan word hierdie afgod, die God wat ons dien. Dan word ons 'n slaaf soms van hierdie afgod. Ek glo in 'n lewende God. Ons tekswoord vanoggend in die tema van hierdie preek is volg my. Matteus 4 vers 19
Dis die ou vertaling. Jesus sê vir hulle, toe hierdie klomp vissermanne was besig gewees om vis te vang daar langs die see van Galilea. Hulle was net besig met hulle nette en Jesus loop daar verby. En dan kom Jesus en hy sê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Volg my, ek sal julle vissers van mense maak. En dan staan hulle dadelik hulle nette gelos en hulle het hom gevolg. Hulle het hom gevolg. Het Jesus jou al geroep? Het jy nie al Jesus gehoor roep nie? Baie mense is geestelik doof. Hulle is geestelik blind. Hulle sien nie. Hulle hoor nie. En daarom kan hulle nie antwoord nie. Het jy Jesus al geroep? Want hy roep na jou. Hy die eerste disippels, Petrus en Andreas, by daai see van Galilea, het hy geroep. Hy het hulle geroep. Hulle was net besig met wat hulle elke dag besig was. En toe Jesus hulle roep, hoor nou mooi, het hulle hele lewe verander. Ek wil hê jy moet luister. Godsdiens gaan nie jou lewe verander nie. Miskien 'n bietjie verbeter. Geen dominee kan jou red nie. Geen kerk kan jou red nie. Net Jesus kan. Jesus verander jou lewe. En dit wat ek nou gaan sê, is so belangrik dat jy dit moet hoor, want dit is ongelooflik belangrik. Het Jesus al jou lewe verander? Jy word nie volmaak nie. Jy word nie sonder foute nie, maar jy verander. Jy sien, godsdienst doen dit nie. Maar Jesus verander jou lewe. Hy sê, volg my. En hierdie twee manne, Andreas en Petrus, se lewe was nooit weer dieselfde nie. Ek gaan hierdie 5 goedjies met julle deel. Die Here roep. En hierdie roep kom van Jesus af. Jy sien, wanneer jy geroep word, jy sê die dominee het so mooi gepreek. Ek wil nie mooi preek nie. Ek wil hê dat die Here my moet gebruik, dat jy sy stem sal hoor. 'n Mooi preek, bly maar net 'n mooi preek. Maar wanneer jy hierdie preek, die Here met jou hoor praat, verander jou lewe. Die Here gebruik inisiatief. Hierdie twee manne het nie gedroom van Jesus nie. Hulle het op hulle alledaagse dag voortgegaan. En toe kom Jesus in hulle lewens. Jesus kom in jou lewe. En ek wil dit weer vra, het Jesus al in jou lewe gekom? Het is belangrik om dit te antwoord. Hierdie moslems wat nou daar in die Midde-Ooste tot bekering kom. Jode wat vir die eerste keer sê, Jesus is die Messias. Daai hele Midde-Ooste is in 'n oorlog, maar mense is besig om Jesus te vind. Hulle is besig om Jesus te vind. Weet jy wat? Jesus kan by jou verbystap en hy kan jou roep. En weet jy wat? Dit kan miskien die laaste keer wees wat jy 'n kans het. Vanoggend kan miskien 'n laaste kans wees. Want onthou, Jesus dwing niemand nie. Hy het gesê, volg my, en hy het aangestap. Hy het hom nie gedwing nie. Want Jesus roep jou, maar jy moet antwoord. Jesus roep jou. Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens gaan kom om te soek en te red wat verlore is. Jy sien, jy moet verlore wees. Die probleem is, mense raak nie verlore nie. Mense erken nie hulle is sondaars nie. Ag, ek sê right. Ook as jy by 'n plek uitkom waar jy weet,
Dis my laaste kans. Ek gryp met al twee my hande hierna. Gaan iets in jou lewe gebeur. Kom agter my aan. Volg my. Volg my. Want jy sien, terwyl jy Jesus volg, hoor mooi, word jy al meer en meer soos hy. Ja, Petrus het na hy Jesus gevolg het, 3 keer gesê, ek ken Jesus nie. Een van sy disippels, Judas, het verlore gegaan. Volg jy Jesus? Dis my vraag vanoggend. En as Jesus jou roep, moet jy persoonlik antwoord. Ek praat nie vanoggend met julle nie. Ek praat vanoggend met jou. Jy moet vanoggend hoor, jy. Jesus sê nie, volg 'n godsdienst nie. Hy sê nie, volg 'n klomp reëls nie. Hy sê nie, volg tradisie nie. Hy sê, volg my. Jesus is nie 'n godsdienst nie. Jesus is nie teologie nie. Jesus is nie reëls nie. Jesus is die redder, die seun van God. En ons moet Jesus volg. En as jy Jesus volg, verander jou lewe. Transformeer jou lewe. Hy sê vir hulle, ek gaan julle wat maak? Vissers van mense. Julle is nou vissers wat vis vang, maar ek gaan laat julle mense vang. Vissers van mense. Jy sien, jy word transformeer. Jy wat 'n boer is. Hy verander jou tot 'n boer wat nou vir Jesus volg. Jy's 'n onderwyser. En hy sê, volg my. En van daardie oomblik af, is jy 'n onderwyser wat Jesus volg. En weet jy wat? Mense weet dit. Hulle sien dit. Jy hoef nie te sê nie. Jy's 'n dokter. Maar jy volg Jesus. Ek was eendag in 'n dokter se spreekkamer en toe ek daar gaan sit, toe staan daar geskrywe bokant die dokter. I am the helper. Jesus is the healer. 'n Dokter wat Jesus volg. I am the helper. But Jesus is the healer. Jy verstaan? Hy verander jou van 'n visserman na 'n visser van mense. Hy verander jou 'n onderwyser na wat vir kinders Jesus lewe. Hy maak van jou 'n huisvrou wat Jesus volg. Jy sien, en ek wil dit weer vra, ek het hierdie week myself gevra. Hierdie preek was eers vir my geskrywe. Sien, hoor mooi, sien mense Jesus in jou lewe. Nie in jou woorde nie, in jou lewe. Wat het jy wat ek nie het nie? Hoekom leef jy so? Wat het gebeur? Ek volg Jesus. Dis al wat ek doen. Ek is nie 'n wonderlike mens nie. Ek volg Jesus. En terwyl jy Jesus volg, gaan jy al meer en meer verander om soos hy te wees. Jy sien, voor jy Jesus volg, is jy ek gerig. Ek. Maar wanneer jy Jesus volg, gaan dit oor Jesus. En daarom het iemand gesê, a Christian is a eye bent to a sea. A Christian is a eye bent to a sea. Nie meer ek nie, maar Jesus. Maar weet julle, as Jesus jou roep, vra hy antwoord. Julle wat kinders het. As jy jou kind roep, moet hy antwoord. As hy nie antwoord nie, is hy ongehoorsaam. So Jesus roep jou en hy vra antwoord. Daar staan hierdie 2 disippels, Andreas en Petrus, het onmiddellik hulle nette gelos. Onmiddellik. En weet jy wat? Hulle het nie weer teruggekeer na nette nie. Behalwe toe Jesus gekruisig is in die graf is. Toe sê Petrus, kom ons gaan weer vis vang. Want hulle gedink Jesus is dood. Hulle het nou vissers van mense geword. Jy sien, hulle het geantwoord.
Jy sien, dat is te veel mense, as jy met hulle praat oor Jesus, dan sê hulle, ek dweep nie. Dat is mense wat 'n debat met jou, hoe weet jy, daar's 'n Jesus, hoe weet jy, daar's 'n God? Sien, daar's nie debatte nie, hierdie disippels het nie debatte gehou nie. Hulle het dit nie uitgestel nie. Hulle het gesê, ek sal eendag nie. Daar staan, hulle het onmiddellik hulle nette gelos. As jy Jesus volg, onmiddellik. Nie môre nie oormôre nie eendag nie, onmiddellik. En is gewoonlik goed, dat jy daai onmiddellik vir iemand vertel. My vrou, ek gaan Jesus volg. Kinders, ek gaan Jesus volg. Dis nie dweep nie, want dan het ek 'n besluit geneem, onthou. Ek het 'n besluit geneem, ek gaan Jesus volg. Ek gaan my net los. Matteus 8:21-22 het Jesus iemand geroep om 'n disipel te wees. En hy het gesê, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies hulle self begrawe. Dan kom 'n ryk jongman by Jesus. En Jesus sê, hy sê vir Jesus, wat moet ek doen om gered te word? En Jesus sê, wat sê die wet? Want jy sien, hierdie ryk jongman het gelewe volgens reëls. Hy doen alles volgens reëls. En hy sê, ek doen dit alles. En hierdie woord, ek het al daaroor gepreek, ek sal miskien weer hy oorpreek. Daar staan, hoor mooi, Jesus sê, net een ding kort jy. Hy sê wat? Hy sê, gaan verkoop al jou geld en gee dit vir die armes. En daar staan, hy het omgedraai, want hy het baie geld gehad. En Jesus sê, solank iets anders as God in jou lewe is, sal jy die ware God nie kan volg nie. Hoor wat ek sê? As daar 'n ander Jesus in jou lewe, iemand anders, reëls en dit en dat, weet wat, jy gaan Jesus nie volg nie. Hy sê, hoe moeilik is dit vir 'n kameel om deur die naald, oog van 'n naald te gaan. As mense wat hulle eie God het, hulle sal Jesus nie kan volg nie. Jy moet breek. Jy moet daarmee breek. Want Jesus sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie Jesus vashou en aan die wêreld vashou nie. Jy moet die wêreld los en agter. Jy kan nie Jesus volg terwyl jy dit doen nie. Maar jy die wêreld hier los. Jy draai om en jy loop agter Jesus aan. Ek's klaar. As Jesus jou roep hy jou nie na 'n plek nie. Hy roep jou na 'n pad. Baie mense dink as jy Jesus aanneem, is dit die einde. Nee. Dis die begin van die pad. Daardie dag wat die 2 disippels agter Jesus aangeloop het, was nie die einde nie. Dis die begin van die pad. Wat 'n pad? Die Jesuspad. Want het Jesus nie gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe nie? Jesus roep jou na sy pad toe. En jy loop op hierdie pad. En hoe meer jy op hierdie pad loop, hoe meer begin jy te verander om soos Jesus te lyk. En weet jy wat? Hierdie pad eindig in die hemel. Want Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by my Vader uit, behalwe deur my nie. Die wonderlike ding is, as jy agter Jesus aanloop, gee jy tree vir tree nader na die hemel. Want Jesus het vir jou plek gaan voorberei. Jy sien, Jesus roep jou na 'n pad toe. Daarom het hy gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis opneem en my volg. Ook is ons maak Christendom goedkoop. Almal is Christene. Maar weet jy wat? 'n Christen wat Jesus nie volg nie, sy lewe verander nie. Want ek's 'n Christen. Ek is 'n Christen gebore, ek is in die kerk gebore. Ek is nog altyd maar in die kerk. Maar het jy al verander? Lyk jy al soos Jesus? Volg jy Jesus? Want dis waaroor dit gaan vanoggend. Ek volg Jesus onvoorwaardelik. Ek volg hom nie halfhartig nie. Ek volg hom voluit. Ek volg Jesus voluit. En op hierdie pad leef ek 'n Jesus lewe. Die laaste opdrag wat Jesus gegee op aarde voor hy hemel toe gegaan het. Wat was die opdrag gewees? Gaan word 'n lidmaat van die kerk? Nooit.
gaan probeer jou bes. Nooit. Gaan probeer verander. Ja. Sy laaste opdrag voor hy hemel toe gegaan het. Hy het gesê, gaan maak disippels van al die nasies. Nie lidmate nie, nie goeie mense nie. Gaan maak disippels, volgelinge van Jesus. En doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Verstaan jy? As 'n verskil om Jesus te volg en om 'n Christen te wees. En ek wil afsluit voor ons hierdie lied na gaan luister. En ek wil hê as jy na hierdie lied luister, gewoonlik sou gesê het, staan op as jy wil. Kom stap vorentoe, kom staan nie voor die kansel. En sê van hierdie dag af volg ek Jesus. Dis 'n keuse. Iemand het gesê moet ek 'n dag en 'n datum hê. Ek sê jy hoef nie 'n dag en 'n datum te hê nie. Maar jy kan te veel datum sê as een datum te min. Al het jy al gesê ek het 5, 6, 8 keer gesê ek volg Jesus. Weet jy wat? Te veel datums is beter as geen datum nie. En daarom wil ek afsluit hiermee sê, die Here Jesus roep jou vanoggend dringend. Hier's iemand hier vanoggend en wat na my luister oor hierdie uitsending. En ek wil elkeen nou sê, en ek sê dit nie om jou op te sweep nie. Ek sê dit nie, ek sê dit omdat die Here vir my dit sê. Daar's iemand wat vanoggend gehoor het dat die Here hom roep. Daar's iemand wat dit gehoor het. En wie wat? As jy die stem van die Here gehoor het, antwoord. Moenie uitstel nie. Moenie uitstel nie. Hierdie preek is vir jou bedoel. Hierdie preek is vir jou geskryf. En daarom het ek hierdie preek vanoggend hier kom preek. En al wat jy moet sê is, hier is ek. Hier is ek. Vorm my en maak my soos U wil. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies. Amen.